Goeiemôre gemeente. En ook hartlik welkom aan al ons besoekers wat onder ons is vanoggend. Ons is dankbaar in die Here om julle saam met ons te hê. Begin vanoggend ons ontmoeting met ons Here deur hom saam te roep. Ons doen dit met die woorde van Psalm 123. Kyk soos die oë van die knegte is op die hand van hulle Heer, soos die oog van die diensmaagd is op die hand van haar meesteres. So is ons oë op die Here, onse God. En dan in sy genade antwoord hy ons. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sy met julle almal. Amen. Ons antwoord hom op sy seën deur hom te loof met Psalm 8. Psalm 8 is 'n kosbare psalm veral waar ons die sakrament van die doop bedien, waar ons vir die Here sing, waar ons vir die Here juis prys hoe hy so vol en heerlik en kragtig en magtig is, dat hy sy vyande laat swyg deur juis sy lof te plaas in die monde van kinders. Waar ons sing, U het, o Heer, wat troon oor alle dinge, uit kindertaal en stem van sy gelinge, U mag gegrond, sodat die mens moet swyg, wat hoog van hart in wraakbegeerte dreig. Ons sing daarvan vers 1, 2, 3 en 4. Bely nou verder ons een en enige geloof aan die hand van die geloofsbelijdenis van Nicea. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge. En in een Here, Jesus Christus, die enige gebore Seun van God, voor al die eeue uit die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy het ter wille van ons mense en ons saligheid uit die hemel neergedaal en het deur die Heilige Gees uit die maagd Maria vlees geword. Hy het mens geword. Onder Pontius Pilatus
is hy vir ons gekruisig. Hy het gelei en is begrawe. Op die 3de dag het hy volgens die skrifte opgestaan en het hy na die hemel opgevaar. Hy sit aan die regterhand van die Vader en sal met heerlikheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees wat Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ons glo aan een heilige, algemene en apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van die sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen. Soos telkens wanneer ons saamkom voor die Here, antwoord die Here ons nou deur sy heilige wet. En daarom luister ons saam na die Here se woord vanuit Eksodus 20. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê: Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipteland, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders van die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter of jou dienskneg of jou diensmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is. En op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg of sy diensmaagd, of sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. As antwoord kom ons voor ons Here in nederigheid en ons sing Psalm 130. En saam gaan ons sing vers 2 en vers 4, waar ons in vers 2 voor die Here bely: As U, o Heer, die sonde na reg wou gadeslaan, as U suiwer wou kyk na my oortredinge, wie sou een enkele stonde voor U, o Heer, bestaan? En hoe kan ons iets anders sing? Ons het gehoor wat sy heilige, onveranderlike wil is. Maar dan juig ons, maar nee, daar is vergewing altyd by U gewees. Daarom word U met bewing reg kinderlik gevrees. Psalm 130, en daarvan sing ons vers 2 en vers 4.
buig voor die Here in aanbidding en ons bid saam. Ons almagtige God en hemelse Vader, ons kan u heiligheid en u heerlikheid nie ontken nie, die ganse skepping roep dit uit. En wanneer ons dan voor u wet te staan kom ook, dan is ons platgeslaan voor u. U is ewig waardig om met hart, siel, verstand en alle krag vir altyd liefgehet te word, geprys te word en gehoorsaam te word. U hou alle dinge in stand. Alles is in u hand en u gee vir ons alles wat ons het. En tog sondig ons teen u gereeld. Ons bely dat ons harte baie keer nie u waarde en heerlikheid en u lieflikheid sien en ken soos wat ons moet nie. Dat ons u nie lief het soos wat ons moet nie. Maar dat ons so gereeld onsself en ons eie wil en dinge wat ons harte wegtrek volg. Vergewe ons wanneer ons dan so teen u sondig, so wegdraai in ons eie paaie in en u weer verlaat. O, sien ons tog altyd in ons Here Jesus Christus. Hy is ons hoop, hy is ons geregtigheid, hy is ons verlossing. Wanneer u na ons sondes kyk, mag dit altyd deur u seun se offer wees. Want as u na reg ons sondes wou gadeslaan, wie sou een enkele oomblik voor u bestaan? Ons prys u vir die vergifnis in hom en ons bid dat u goedheid, u genade, u liefde wat u aan ons bewys, ons mag aanvuur. Gee ons lig en krag deur u gees om onsself oor te gee om te wandel op u weg. Dis inderdaad die mooiste, die soetste weg wat ons kan bewandel. O, lei tog ons onvaste voet. Dankie dat u ons geroep het, ons elkeen, nie net om u kinders te wees en u te ken nie, maar dat u ons ook geroep het om vanoggend saam te kom voor u en te aanbid. Dankie dat u self so aan ons openbaar, dat ons ruim stof het, oneindige stof het om u voor te loof en te prys. Dankie vir die vertroosting, die vermaning, die opbouing deur u woord. Ons bid dan dat wanneer ons na u woord gaan luister, u ons harte sal sag maak, dat u die harde werk sal doen wat geen mens kan doen nie, en dat u die lig van u woord deur u gees in ons harte sal laat skyn. O, vermaan ons, o, vertroos ons. En wanneer ons saam na die sakramente wat u as genadegawe aan ons gegee het, daarna gaan kyk, dit gaan bedien, o, wil u die waarheid van die sakramente in ons harte seën. Ons prys u dat ons 'n verbondskindjie kan doop en ons dra hom en die ouers aan u op vanoggend. U ken hulle behoort aan u. Wil u hulle wysheid gee, die ouers, om hulle kind groot te maak en op te voed en te lei in 'n vrees vir u naam en 'n liefde vir u. En wil u dan in die kindjie se hart werk soos wat hy ouer word, dat hy mag opgroei in 'n kennis van u naam, dat hy mag opgroei met 'n geloof en 'n ywer om homself altyd te werp op ons Here Jesus Christus en u heelhartig te volg. Sien ook die groot genadegawe waar ons weer aan die tafel gaan sit. Ons wat ons Here Jesus Christus aangegryp het en onsself op hom gewerp het, ons wat gereinig is deur sy bloed. O, mag ons versterk en bevestig wees in u beloftes, wat u so vrylik en ryklik aan ons skenk deur hom.
versterk ons ook deur die geestelike spys wat ons gaan ontvang. Dat ons dag vir dag mag lewe soos wat dit U behaag. Daar's niks wat ons harte na verlang soos dit nie. Vader, hoor dan ons gebed, mag dit U waardig wees, slegs deur ons Here Jesus Christus. Amen. Die Here se woord kom na ons vanoggend, vanuit die skrifgedeelte wat ons al reeds aangehoor het, is die wet van die Here. Blaai weer saam met my na Eksodus 20, waarvan ons dan saam gaan luister na vers 1 tot 17. Elke Sondag weer klink die woorde van hierdie wet in ons gemeente. Week na week sit ons onder die geklank. En die vraag is waarom? Is dit waarlik nodig dat ons nog steeds keer op keer, week na hierdie woorde moet luister? Baie kerke doen dit min of glad nie. Die wet is afwesig onder hulle. En so bring dit ons dan by die vraag, wat's die rol? Wat's die doel? Wat's die plek wat die wet in my lewe as gelowige moet hê en ook die lewe van my kinders? Waarom moet ek Sondag na Sondag luister en hulle ook? Wat's die plek, die doel van die wet? Jy moet nie laat die gewig van hierdie vraag jou verbygaan nie. Alles hang af van jou antwoord. En van wat jy met die Here se wet doen. Ons luister dan saam na die Here se woord vanuit sy wet, Eksodus 20 vers 1 tot 17. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneerde beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders van die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys my barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter of jou dienskneg of jou diensmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is. En op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg of sy diensmaagd, of sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. En dan vra ons weer, wat's die rol, wat's die doel, wat's die plek van God se wet in ons en ons kinders se lewens? Waarom luister ons nog so gereeld daarna? Ons het vanoggend sommer 2 keer daarna geluister. Nou is 2 groot foute wat jy kan maak in antwoord op hierdie vraag. Wat is die rol, die doel van die wet in my lewe? 2 groot foute wat elke een na uiterse ellende toe lei. Die een is wetteloosheid. Al hoe meer en meer sien ons dit vandag. Al hoe meer en meer kerke volg in daardie stroom van teologie, daardie stroom van met die woord van die Here werk, wetteloosheid. Is om te sê dat die wet van die Here, sy gebooie, dit hoort in die Ou Testament, dis deel van die ou bedeling, en dit het niks meer met ons te doen nie. En daarom word die wet geïgnoreer, verag. Ons kan in elk geval nie volmaak nakom nie. Wat's die punt? Waarom sal ek dit nog aanhoor? Jesus het mos gekom om ons vry te maak van die wet. Dis behoort die wet
geen meer plek in my lewe te hê nie. Nee, doen wat jy dink en voel reg is. Onthou, God ken die hart. Was dit nie juist die fout van die fariseërs, dat hulle op die wet gelet het nie? Dat hulle self bemoei het met die wet nie? En ons sien ons Here Jesus 'n swaar uitspraak teen hulle. En dan sê ons, ek wil nie 'n fariseer wees nie. Wee my as ek saam met hulle geskaar moet word. En dan skuif ons die wet weg. Maak hom niks seggend in ons lewens. Maar hoor ons Here Jesus self in Matteus 5, vers 17. Moenie dink dat ek gekom het om die wet of die profete te ontbind nie. Ek het nie gekom om te ontbind nie, maar om te vervul, want voorwaar ek sê vir julle, voordat die hemel en die aarde verbygaan, sal nie een jota of een titteltjie van die wet ooit verbygaan, totdat alles gebeur het nie. Moenie die fout maak om die wet in jou eie lewe te probeer ontbind, weg te kry van jou af nie. Asof dit geen plek het nie, geen rol het nie. En die tweede fout wat gemaak word, heeltemal weer aan die ander kant, is om jou verlossing, jou saligheid, jou verhouding met God te probeer vind of te koppel aan hoe goed en getrou jy die wet kan onderhou, dit daarby kan hou, dit kan uitvoer en uitlewe. Indien jy dink dat jou getrouheid en jou gehoorsaamheid aan die wet sal bydra of oorweeg word by die ewige lot van jou siel, as jy besig om hierdie fout te maak. Baie sit met hierdie fout. Ons harte is geneig om terug te keer na hierdie fout toe. Om te probeer om ons rus, ons troos te vind en hoe goed kry ek dit reg om te lewe na die Here se wet. Ons weet ons is nie volmaak nie, ons weet ons het sonde, maar dan val ons in 'n gat waar ons hoop dat ons getrouheid, ons ywer vir God se wet genoeg sal wees om die sondes waar ons nie luister nie, dalk te oortref. En so sal ons waarskynlik en hopelik hemel toe kan gaan. Want ons doen nie te sleg nie. Indien dit jy is, indien jy die wet wil gebruik om jou troos en rus, die lot van jou ewige siel te bepaal, oorweeg saam met my die wet. Kyk saam met my na die eerste gebod, jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy wat die wet wil gebruik om jou plek voor God mooier te maak, vas te maak, te wen. Het jy hom lief met jou hele hart, jou hele siel, al jou krag, jou hele verstand, altyd deur onophoudelik? Vertrou jy ooit op enigiets anders as sy hand om alles te gee en te beskik wat jy nodig het? Is God vir jou so hoog in waarde en heerlikheid dat jy altyd van die wêreld afsien om sy wil te doen? Tweede gebod. Jy mag vir jou geen gesneerde beelde maak nie. Vermy en veroordeel jy afbeeldings van die Here Jesus Christus. Van God drie-enig, enige afbeelding. Soek jy om hom te ken en te eer alleen soos wat hy hom openbaar deur sy heilige woord. Vir derde gebod, jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie. Praat jy slegs met die grootste en hoogste eerbied met en van God. Vermy en vermaan jy gesprekke waar sy heilige naam misbruik word, grappies van gemaak word, as 'n vloekwoord gebruik word, laag met die stof, waar hy afgebring word en algemeen gemaak word. Stry jy teen dit, wanneer jy dit teenkom? Wat van films en reekse? Vind jy uiters vermaak daarin en smeer hierdie man net toe? Of is jou liefde, jou ywer vir die naam van die Here jou God so groot dat jy afsit, dat jy dit vermy? Die vierde gebod, gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig, sonder jy 'n dag in die week af, om te rus van jou besige lewe. 'n Dag waar jy sê, ek hoef nie nou by al my dinge uit te kom nie, die Here gee vir my die dag, hy sal vir my sorg. Vat jy 'n dag om jou te verfris by die Here, om jouself te gee daarvoor.
Kom jy so gereeld as moontlik saam met 'n haat vir alle verskonings, saam met sy gemeente om te aanbid en om te dien? En tot op hierdie punt kan ons vra, hoe doen jy so ver? Hoe lyk jou rekening? Hoe lyk jou geregtigheid? Oortref jou goeie nog die slegte? Die 5de gebod, eer jou vader en jou moeder. Bewys jy alle liefde, alle trou, alle eer, alle gewilligheid en verlange na gehoorsaamheid aan die wat die Here bo jou stel. Jou vader, jou moeder, alle gesag. Erken jy God se uitdeling van gesag oor jou lewe? Of soek jy juis na waar die gesag foute maak, sodat jy kan moeilik en opstandig wees, enige plek waar jy kan? Die 6de gebod, jy mag nie doodslaan nie, en hier kan meeste hulle self dalk op die skouer klop en sê, ek het dit nog nie gedoen nie. Maar hoor ons Here Jesus se woorde weer in Matteus 5, julle het gehoor dat aan die mense van die ou tyd gesê is, jy mag nie doodslaan nie, maar ek sê vir julle dat elkeen wat vir sy broer sonder rede kwaad is, verantwoording moet doen voor die gereg, en elkeen wat vir sy broer sê raka, verantwoording moet doen voor die groot raad, en elkeen wat sê jou dwaas, moet verantwoording doen in die helse vuur. Hoe lyk jou verhouding, jou hart teenoor jou broers en susters? 7de gebod, jy mag nie egbreek pleeg nie. Miskien het jy nog nie buite die huwelik in losbandigheid geval of in losbandigheid gelewe nie. Maar hoor weer ons Here Jesus in Matteus 5. Julle het gehoor dat aan die mense van die ou tyd gesê is, jy mag nie egbreek nie, maar ek sê vir julle, dat elkeen wat na 'n vrou kyk om haar te begeer, reeds in sy hart egbreek gepleeg het. Jou fantasieë, enige pornografie waarna jy kyk, jou dwaalende oog, skaar die Here Jesus saam met egbreek. Lewe jy kuis en ingetoe binne die huwelik en buite? 8ste gebod, jy mag nie steel nie. Het jy al iets geneem wat nie joune is nie, of jy dalk nog nie geroof nie, maar het jy al met oneerlikheid iets bekom, iets verseker? Verkoos jy dalk die gawes wat die Here jou gee soms? Die 9de gebod, jy mag geen valse getuienis spreek nie. Het nog geen woord jou mond verlaat wat niks anders as suiwer waarheid is nie. Is jy elke dag besig om slegs die waarheid te spreek, selfs wanneer dit baie kos en pyn, want dit doen gereeld. 10de gebod, jy mag nie jou naaste se huis begeer, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of enige iets wat van jou naaste is nie. Kom daar ooit die geringste gedagte of begeerte in jou hart op, om teen enige van die gebooie van die Here te oortree? Is jy nog altyd suiwer 'n vyand van alle ongeregtigheid en sonde? Besonder as jy kan jouself flous wanneer jy deur die wet gaan. En vir jouself sê, uiterlik doen ek goed genoeg, seker. Daar's ander wat baie slegter doen. Ek het baie van hierdie dinge nog nie eens gedoen nie. Jy kan dalk dit doen. Jy kan dalk soos die fariseërs jou lewe so inrig dat jy alle uiterlike sonde beperk, en dat iemand jou nie sal vang sondig nie. Maar jy kan nie wanneer jy by die 10de gebod kom nie. Want die wet van die Here, die 10de gebod, gaan oor meer as wat jy doen. Dit gaan oor die hart. Dit gaan oor wat in jou binneste aangaan. Indien jy steeds dink dat jou staat voor God se wet nie te sleg is nie, oorweeg ook wat Jakobus sê in hoofstuk 2 van sy brief. Want wie die hele wet onderhou, maar in een opsig struikel, het aan almal skuldig geword. Ons Here Jesus in Matteus 5 weer, as julle geregtigheid nie oorvloediger is as die van die skrifgeleerdes en fariseërs nie, sal julle nie die koninkryk van God ingaan nie. So jy duidelik moet sien, broer en suster, as jy die leertjie gaan klim van die wet, om te probeer deur die wet jou staat en jou stand voor God reg te kry, jou siel se eindbestemming te bevestig,
gaan jy heel bo by 'n bordjie kom wat sê, verlaat alle hoop wat jy mag hê. Al wat jy moet sien wanneer jy luister na die wet van die Here is skuldig. Ons kan dit nie ontken nie. Nou goed, as die wet nie afgeskaf moet word nie, ons moenie in wetteloosheid verval nie. Ons moet luister na die wet van die Here. Maar op dieselfde tyd moet ons nie die wet van die Here probeer gebruik tot verlossing nie, om ons eie geregtigheid op te bou en deur gehoorsaamheid aan die wet voor die Here reg te staan nie. Wat is die doel van die wet dan? Waarom lees ons dit elke Sondag en luister ons so gereeld daarna? Wat moet ons daarmee maak? Oorweeg saam met my in ons teks in Eksodus 20 vers 2. Jy kan die wet nie verstaan of reg gebruik as jy nie bou vanaf vers 2 nie. Die eerste woorde wat die Here spreek. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Die Here sê vir Israel, sy volk hier, julle is reeds myne. Ek het 'n verbond met julle vaders gesluit en met julle. Julle het my geroep en ek het julle uitgehaal uit Egipte, uit die slawehuis uit. Julle deur die Rooi See gevat. Aan die ander kant, julle is my volk. Nie julle sal my volk wees indien julle hierdie dinge onderhou nie. Julle is reeds my geheiligde volk, sonder dat hulle enigiets daarvoor gedoen het. Die Here sê, ek het my verbond met julle en julle vaders gesluit, vanuit my welbehae om julle God te wees, en dit is ek. Hy is die Here ons God. Hoor dan nou my wet. Nie as voorwaarde nie, maar as antwoord. As antwoord op die verlossing wat ek reeds bewerk het, om julle uit Egipte te haal. Lewe dan in hierdie verhouding wat ek nou gevestig het met julle, hierdie verbond met my. En dan volg die wet. So maar uit vers 2 sien ons dan dat die wet se doel, sy rol in ons lewens is tweeledig. Eerstens, wanneer jy dit lees of op Sondag hoor, moet dit jou verneder. Dit moet jou platslaan, dit moet elke greintjie hoop wat jy het om jouself voor God regverdig te stel, deur die wet verwyder, wegvat. Dit moet jou herinner hoe jy nie deur gehoorsaamheid aan die wet in die minste tot jou verlossing kan bydra nie. Jy kan gewoon nie. Jy moet opnuut weer besef hoe elendig en angstig jou toestand onder die wet is, dat jy deur en deur skuldig is. En dan gaan jy vra maar hoekom? Is die kerk nie veronderstel om 'n plek van opbouing en groei te wees nie? Waarom moet ek gaan om te hoor hoe skuldig is ek? En die antwoord is bloot, anders gaan jy nie vlug na Christus nie. Jy moet hoor hoeveel behoefte jy het, hoeveel nood jy het, dat jy nie kan nie, dat jy vlug na hom, nie hom oorweeg nie. Moenie Christus oorweeg nie, vlug na die Here Jesus Christus en sy kruis. Sy kruisdood is die wyse waarop God jou vanuit jou Egipte, die sonde en die straf wat dit dien, reeds bevry het. Aan die kruis het hy die volle gewig van God se toorn en ewige straf wat jou toekom vir elke oortreding van sy heilige wet gedra. Na liggaam en siel het hy dit gedra sodat jy nie hoef nie. En sy volmaakte gehoorsaamheid, waar hy die wet volmaak nagekom het, sy geregtigheid, praat die skrif van, het hy aan jou gegee, sodat jy op grond daarvan verlos mag word. Sodat jy mag, dat daar na jou gekyk mag word, en sê, jy wat in die Here Jesus Christus glo, jou geregtigheid oortref die skrifgeleerdes en fariseërs. Want die geregtigheid, die gehoorsaamheid aan hierdie wet wat jy het, is dit wat hy geleef het en vir jou gegee het, nie die wat jy probeer regkry nie.
En dan tweedens, die wet moet dan dien as 'n riglyn, 'n lamp vir ons voet om te wandel in hierdie nuwe kosbare verbondsverhouding met God. So belangrik dat jy hierdie orde reg kry. Die wet word nie gegee vir Israel en sê, Israel, hier's my wet, kom dit na en ek sal die Here jou God wees nie. Hy sê eers vir hulle, ek is die Here jou God, ek het jou uitgelei, wandel nou in hierdie verhouding met my. En dan kom sy wet. Dis jou heiligmaking. Jou verlossing is ewig vas in Christus en sy bloed, sy geregtigheid. Jy is net so reeds finaal verlos deur die Here Jesus Christus, soos wat Israel uit Egipte en deur die Rooi See is. Dis gedoen. Dis verby. Nou wil God dat die wie hy reeds so bevry het, sy kinders gemaak het, as sy kinders lewe, op 'n manier waardig aan hom, wat pas by sy heiligheid en wie hy is. Hy wil hê ons moet volhard in die verhouding wat hy reeds deur verlossing gestig het. En hoe lyk dit? Sy wet. Sy wet is nie net lukrakke bevele wat die Here gee nie. Dis sy heilige karakter, dis wie hy is. Wanneer ons vanoggend aan die Here se tafel gaan aansit en die nagmaal gebruik, is dit ook juis wat die Here vir ons sê. Hy sê, ek is die Here jou God. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het, so seker soos wat jy hierdie brood gebreek sien en eet. So seker is Jesus se liggaam gebreek tot 'n volkomme versoening vir elke oortreding van hierdie einste wet wat jy het. So seker as wat jy die wyn van die beker drink, so seker het Jesus se bloed gevloei tot 'n volkomme versoening van al jou sondes. So ons kom sit nie aan omdat ons skat dat ons sy wet goed genoeg, getrou genoeg onderhou, dat ons waardig mag wees om te kom aansit nie. Dis nie wat ons doen nie. Ons sit juis aan omdat ons weet dat ons nie sy wet goed genoeg kan onderhou nie. Juis omdat ons saligheid buite onsself in Christus en sy offer moet soek. Dis waarom ons aansit. En besonder is dit nie die kosbare belofte wat die Here vanoggend by die doop van klein Handrey ook vir ons geleer het nie. Hier in Eksodus, wanneer die Here die volk Israel aanspreek, en hy sê vir hulle, ek is die Here jou God, dan spreek hy nie net met die wat die waarheid verstaan, die wat van harte in hom glo, en die wat die volheid van verlossing aan liggaam en siel mag ervaar nie. Hy spreek ook met ons kinders, met Israel se kinders. By die doop het die Here vir klein Handrey gesê, ek is die Here jou God. Ons kinders is reeds voor hulle eerste asem in die verbond van die Here en hy openbaar homself daarbinne as hulle God. Hulle is reeds geheilig as syne, soos Israel uit Egipte geheilig is vir die Here. So het God ons kinders uit hierdie verdraaide en bose wêreld uitgelig, geheilig om aan hom te behoort. Die Here se beloftes dat hy ons kinders soos die water die vuilheid van die hoofie afgewas het, dat hy net so ons kinders se sonde sal afwas van hulle. Daardie belofte word in hulle skoot geplaas. Dit word verseël aan die kind. Nou voordat hulle kan dink, praat en doen, sê God dit vir hulle, sodat hulle deur hulle groot word hierdie waarheid mag onthou. Christus en sy bloed is jou enigste hoop, nou, net soveel soos toe jy 'n pap babietjie was, by jou doop. So verbondsouers, Reinou, Annelies en elke ouer onder ons met verbondskindertjies. Leer julle kinders om God se wet reg te gebruik. Die wet moet hulle laat vlug na Christus om die verlossing by die doop verseël en in hulle skoot geplaas. Dit moet hulle leer om te soek en te vlug na daardie verlossing.
waarsku hulle om nie van God se verbond, om nie God se verbond te verag en te vergeet of in ongeloof te verwerp nie. En leer hulle dan om soos Israel deur die Rooi See getrek het om aan die ander kant uit te kom en 'n nuwe lewe in verbond met God te lewe, dat hulle so hulle ou mens dag vir dag sal aflê, na die ou mens wat hoort in Egipte, en dag vir dag hulle self met die Here Jesus sal beklee. En bid dat hulle ook eendag die volheid van God se verbond en verbondsbeloftes in Christus deur die geloof mag ervaar en omhels. Amen. Geliefdes, omdat die Here ons met die hemelse brood verkoop het, laat ons saam in dankbaarheid sy naam loof en prys met die woorde: Loof die Here, o my siel, en alles wat binne in my is, sy heilige naam. Loof die Here, o my siel, en vergeet geen een van sy weldade nie, wat al jou ongeregtigheid vergewe, wat al jou krankhede genees, wat jou lewe verlos van die verderf, wat jou kroon met goedertierenheid en barmhartighede. Barmhartig is en genadig is die Here, lankmoedig en groot van goedertierenheid. Want so hoog as die hemel bo die aarde is, so geweldig is sy goedertierenheid oor die wat hom vrees. So ver as die ooste verwyderd is van die weste, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons. Soos 'n vader hom ontferm oor die kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom vrees. Hy het self sy eie seun nie gespaar nie, maar hom vir ons almal oorgegee en ons alles genadiglik met hom geskenk. Daarom sal ons mond en hart die lof van die Here verkondig van nou af tot in ewigheid. Amen. Ons bid saam. Barmhartige God en Vader, ons dank en loof U dat U die heerlike beloftes van die evangelie met hierdie nagmaal aan ons bekragtig. Ons dank U dat U U enige gebore seun geskenk het as middelaar en offer vir ons sondes. Ons dank U vir die ware geloof, waardeur ons deel kry aan die offer van U seun. Ons bid U, laat deur die werking van die Heilige Gees die verkondiging van die dood van ons Here ons daagliks laat groei in die geloof en in die heerlike gemeenskap met Christus, om sy naam ontwil. Amen. Ons sing dan nou as antwoord op al die Here se genade vanoggend saam, vanuit skrifberuiming 59, beruiming van Matteus, die gebed van ons Here Jesus Christus, die onsse Vader.
tussen ons, Here. Ontvang die Here se seën. Die Here sal jou seën en jou bewaar. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.